Maar dit is my lekker om hier by julle te wees. En ons gaan, julle is baie gelukkig vandag. Want ek gaan vandag vir julle presies sê wanneer Jesus terugkom. Het julle 'n pen? Kan ek vir julle die datum gee? Nee, daai goed werk nie, né? Ons het dit al baie gehoor, ons het dit al baie beleef. Niemand van ons weet wanneer Christus terugkom nie. Die feit dat hy terugkom is die waarheid. Die woord van die Here leer vir ons dat hy die een is wat sy kerk voorberei. Ons is sy bruid, die kerk van Christus, nie hierdie gemeente nie. Almal wat glo dat Jesus Christus die seun van God is deel van die kerk van God. En wat ons in hierdie, ons het nou gehoor die bevestiging is die 21ste, so daar kan nie 'n intree preek wees nie, so ons maak dit 'n intree reeks. Okay? So vir die volgende 3 Sondae gaan ons praat oor hierdie ding van die vraag van leef ons in die laaste dae. En as jy kyk byvoorbeeld na alles wat gebeur, né? Jy weet sodra daar iets gebeur, dan leef ons in die laaste dae. 5 jaar terug, toe is daar een of ander virus, toe sê hulle gaan jou met 'n microchip inspuit, né? Ja, hier is ons nou nog vandag. En dit is die teken van die dier en daar's kort mense wat probeer sê, jy weet, wanneer die koms van Christus gaan wees en daar's baie mense wat voorspel wanneer dit gaan wees. En ons sien al die natuurrampe en ons sien al die oorloë en nou is dit AI en is ChatGPT en al daai goed, AI gaan die hele wêreld oorneem. So die vraag wat ons as Christene baie keer vra is, leef ons in die laaste dae? En wanneer ons na die woord van die Here kyk, ons gaan praat in hierdie paar weke of vir hierdie volgende 3 weke gaan ons praat oor Tessalonisense. En dit is 'n boek wat Paulus geskryf het. So ons gaan nie in diepte ingaan in die verse indelf nie, maar dit gaan 'n tipe van 'n oorsig wees oor as ons sê dat ons leef in die laaste dae, hoe leef ek en jy? Hoe moet ek en jy as Christene leef in hierdie tyd met die afwagting en met die wete dat Jesus Christus terugkom? En dit is dieselfde vraag wat die gemeente in Tessalonika 2000 jaar terug gevra het, want hulle wil ook weet wanneer is dit wat Jesus kom, want Paulus het gekom en hy het die evangelie aan hulle verkondig, en hierdie mense is nuwe mense wat nou net tot bekering gekom het, en dit is nie net Jode nie, dit is ook Grieke, met ander woorde, dit is heidene tot bekering gekom het, en wat Paulus wil kom doen is, hy wil vir hulle kom sê, dat aangesien julle nou nuwe kinders is van God, aangesien julle nou nuwe Christene is, wil ek nie 'n las op julle kom lê nie, maar wat ek wil doen, is ek wil julle kom bemoedig. Ek wil julle kom bemoedig om te sê, dat Christus is op pad. So, wanneer jy gaan kyk na die Bybel, alles van die begin af, van die wet en die profete, as jy gaan kyk in Handelinge, as jy gaan kyk na al die evangelies, na al die briewe wat geskryf is, oral praat dit van die feit dat Jesus Christus eendag weer sal kom. So eintlik, wanneer ons hierdie vraag wil antwoord, dan moet ons sê, ja, ons leef in die laaste dae. Want Christus het mens geword, Christus het gesterwe, hy het sy lewe vir ons gegee, maar meer as dit, 3 dae later het hy opgestaan. En hy leef tot vandag toe, hy is die seun van God, en hy het opgevaar na die hemel toe, wat krities belangrik is, dat hy opgevaar het na God toe, dat hy sit aan die regterhand van God, dat al die heerskappy in die wêreld, alles is onder sy mag. Alles is aan hom onderworpe. En die dag, en 'n paar dae nadat hy opgevaar het, het hy die Heilige Gees vir die mense gegee, en van daardie dag af, leef ons in die laaste dae. So ons as Christene moet sê, dat ons leef met afwagting, en ons leef met geestelike voorbereidheid vir die dag wanneer Jesus Christus weer kom. En daarom verwag ons dat die koning van alle konings en die heerser van alle heersers, dat hy sal kom en dat ons saam met hom sal wees en dat ons vir ewig in sy koninkryk sal wees. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie dat ons kan weet dat ons
U kerk is, dat ons deel is van die koninkryk. En ons wil kom bid, Here, dat in hierdie volgende paar weke wat vir ons voorlê, dat U ons harte sal voorberei, dat ons wanneer ons hierdie vrae antwoord, Here, dat ons sal weet en oortuig sal wees dat U sal terugkom, maar dat U ook vir ons sê hoe ons moet leef in afwagting van die koms van Jesus Christus. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. So wanneer ons die boek van Tessalonisense lees, dan jy kan gaan kyk in Handelinge hoofstuk 17, dan gaan dit oor, daar's 'n wonderlike gedeelte wat uitspel die sendingsreis wat Paulus deurgegaan het. En as deel daarvan, om by so 51, 52 na Christus, het hy die dorp van Tessalonika besoek. En hy het geweet, dit is 'n baie belangrike plek, so 'n groot hawestad. So as hy die evangelie van Christus vir hierdie mense kan verduidelik en hulle dit kan verstaan, dan kan dit reg oor die hele wêreld versprei. So dit was 'n baie belangrike plek ook gewees. En dan lees ons in 1 Tessalonisense, ons lees daar staan aan die gemeente van Tessalonisense wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort. Die kerk behoort aan Christus. Die kerk behoort aan God. Ons is nie 'n eiland op ons eie nie, ons behoort aan die groter kerk van God. Genade en vrede vir julle. En dan sê hy, ons dank God vir julle almal wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof en die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop. So dis asof hy jy weet as 'n predikant nou lank in 'n gemeente is, daar's affection. En dit is presies hierdie ding wat Paulus vir hulle kom sê. Hy sê daar's 'n persoonlike verband wat hy het met hierdie gemeente. En dan het Paulus omtrent vir so 3 weke het hy daar gepreek en hy het gepraat en daar's baie mense wat tot bekering gekom het en daar's baie mense wat hom gehaat het. Is die haat vir Christens wees vandag nie baie erger as 'n paar jaar terug nie? Is die haat wat ons ervaar as kinders van God nie baie erger as wat ons 10, 15 jaar terug beleef het nie? 'n Hele paar jaar terug, wanneer jy met iemand praat, het jy eintlik van die veronderstelling af uitgegaan dat mense kinders van God is. Stem julle saam? Jy het eintlik gedink, maar almal dink soos jy. Wat vandag baie duidelik word dat dit nie die geval is nie. Maar Paulus wil vir hierdie mense kom sê, julle is die mense vir wie God liefhet. En ek ook. En daarom deel hy met hulle hierdie gedeelte om vir hulle te sê, maar weet jy wat, as julle hierdie gedeelte, as julle dit net besef, want daar was mense wat Paulus uit die stad uit wou wegjaag, want hulle het gesê, hy lieg, hy praat nie die waarheid oor Christus nie, en alles gaan net oor hom. En dan was daar mense wat tot bekering gekom het, en dis vir hierdie mense, vir wie hy dit skryf. Hy skryf dit vir die mense wat tot bekering gekom het. Hy skryf dit nie vir die mense wat nie in Christus glo nie. Hy sê, wat ek vir julle wil kom sê is, God het julle lief, en ons sien raak wat julle gedoen het. Ons sien raak hoe julle leef. Dan gaan hy verder in vers 4 en 5, dan sê hy, broer, en dit sluit die susters in, ons weet dat God julle wat hy lief het, uitverkies het. Hy skryf dit nie vir ander mense nie, hy skryf dit vir gelowiges. Hy sê, God het julle gekies, want die evangelie wat ons aan julle verkondig het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees, om met volle oortuiging, julle weet trouens hoe ons by julle opgetree het, en dit om julle ontwil. Daardie gedeelte is baie belangrik, wat sê, met krag. Ons weet dat God ons lief het. Ons weet dat Jesus Christus sy lewe vir ons gegee het. Maar dan kom sê Paulus, hy sê, dit is nie net die krag, die liefde van God wat in julle leef nie, maar dit is ook die krag van God wat in julle leef. En vanoggend is daar gebid vir mense met depressie, wat 'n groot realiteit in baie mense se lewens is. En wat Paulus vir ons wil kom sê is, hy kom sê vir ons dat deur die liefde van God word jy gered.
Maar die krag van God is wat ons die vermoë gee om te kan leef as kinders van God. Die krag van God kan dit wat stikkend is, lewend of heel maak. Kan dit wat dood is, lewendig maak. Daar is mense wat se huwelike gered word as gevolg van die krag van die evangelie van Jesus Christus. Die krag van God leef in ons. Dit is dieselfde krag waardeur God sy seun uit die dood uit opgewek het. Die woord sê vir ons, dit is daardie krag wat in ons bly. Die liefde van God red jou. Verseker jou toekoms. Die krag van God is vandag met jou, sodat jy die lewe kan leef wat God wil hê jy moet leef. Sodat jy 'n kind van God kan wees. Die vraag is, hoe leef ek en jy vandag as kinders van God? En ons gaan lees uit vers 9 en vers 10. So hierdie gaan julle nou julle paar keer sien. Vers 9 en vers 10. Want dit is waaroor dit gaan. Die eerste ding wat ons doen is, ons draai. Die tweede ding wat ons doen is, ons dien. En die derde ding wat ons doen is, ons wag. Okay, sê, wat doen ons eerste? Ons draai, tweede, ons dien, die derde ene is, ons wag. 1 Tessalonisense 1 vers 9, die mens vertel self hoe julle ons ontvang het, en hoe julle van afgode tot God bekeer het, en nou die lewende en ware God dien. Die eerste ding wat hierdie ouens moes gedoen het, is hulle moes weggedraai het van hulle afgode. Nou kan jy sê, ja maar, okay, ons het nou nie meer afgode nie, dit was nou jare terug, want in daai tyd het hulle verskillend, daar's Zeus en Apollos en Artemis. Het jy al gehoor van Artemis? Hulle was nou die dag, lyk my, om die maan met die ding. Okay? Hulle het al hierdie afgode gehad. Hulle het selfs die Caesar aanbid. Dankie tog, ons aanbid nie politici nie. Nee? Sommige doen. Okay? En wat hierdie mense gedoen het is, die heel eerste ding wat Paulus vir hulle gesê het, wat julle moet doen is, wanneer julle tot bekering kom, is dat julle moet wegdraai van julle afgode af. En toe hierdie mense tot bekering gekom het, is dit presies wat gebeur het, want hulle het in hulle huis hulle sulke klein beeltjies gehad, wat jou gehelp het om meer kinders te hê, of om finansiëel beter af te wees. So die oomblik toe hulle Christus aanvaar, toe draai hulle weg van al hierdie goeders. Toe kon die mense in die gemeenskap sien dat hulle nie meer afgode aanbid nie. Dat hulle Christus aanbid. En partykeer vandag, wanneer mense na ons kyk, dan sê hulle maar, ek is eintlik stom verbaas om te hoor dat jy is 'n Christen. Ons is so half so onder die dekmantel. Hierdie ouens was dit heeltemal anders. Hulle moes wegdraai van dit waaraan hulle so vasgehou het en terugdraai na God toe en God dien. Okay, jy miskien sê maar ek het nie afgode in my lewe nie. Want wat is 'n afgod? 'n Afgod is 'n ding wat jy in God se plek stel om te kan doen net dit wat God kan doen. Dit wat net God kan doen. Maar jy sit iets in God se plek. So as jy miskien dalk sukkel, hier is 'n paar voorbeelde. Sukses. Wat jy bereik in jou lewe. Die besigheid wat jy het. Die titel wat jy het. Mense jaag dit na. Mense sit dit in hulle lewe en is so gefokus op dat dit God se plek in hulle lewe inneem. Dat net kan sê dat ons is suksesvol. Of miskien is dit plesier en gemak en geld, want ek verdien die luukse vakansie, ek verdien die luukse motor, ek verdien die luukse huis, en ons jaag dit so na, dat geld 'n afgod word in ons lewens. Geld is belangrik, amper soos suurstof, né? Maar dis nie waaroor ons lewe gaan nie. Ons lewe gaan oor baie meer as dit. Miskien verafgod jy die verhoudings in jou lewe. Want ek het al gesien hoe mense, hoe ouers hulle gebrek aan sukses deur hulle kinders wil bereik.
dat hulle kinders verafgod. Maar nie die ouetjies wat sukkel met die wiskunde nie, nê? Want Pietie gaan nêrens kom nie. Nee, want daar's vir ons geleer op skool, as jy nie goed is met wiskunde nie, gaan jy nêrens kom nie. Wel, hier staan ek, kan jy dit nou glo? Nee. Nou om my glorie sonder wiskunde. Maar ons leef, ons verafgod ons kinders. Ons kinders, jy moet besef, as ouers, as man en vrou, is die belangrikste verhouding in jou huwelik, die verhouding wat jy met jou man het, of die verhouding wat jy met jou vrou het, nie met jou kinders nie. Jou kinders is deel daarvan. Jou kinders is deel van die gesin. Dit is 'n geskenk van God. Dit is iets wat God gee. Maar ons moet ons kinders groot maak en vir hulle sê, julle is 'n gawe van God en ons gaan julle groot maak in die woord van God. Ons moet ons kinders op die plek sit waar hulle veronderstel is om te wees, blessing. Om geseënd te wees, om kinders in ons lewe te hê. Moenie jou kinders verafgod nie. Moenie verhoudings in jou lewe verafgod nie. Besef dat dit belangrik is. Maar dit moet op die regte plek wees. Miskien verafgod jy jouself. Hoe jy lyk, die manier hoe jy leef, wat jy alles bereik het, wie jy is. Ons het, toe ek op skool was daar 'n tannie. Haar man was die dokter, en sy was mevrou dokter. Julle ken hulle, né? Skaars matriek gemaak, maar sy is mevrou dokter. But why? Maar ons verafgod onsself, dit wat ons bereik het, om vir mense te kan sê, maar kyk hoe oulik is ek. In plaas daarvan om te besef, dat alles wat jy in jou lewe het, kom van God af. En hy gee dit vir jou. Paulus waarsku Timoteus, hy sê, wat gaan gebeur in die laaste dae? Daar sal mense, hulle sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend teenoor hulle medemens, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as 'n liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Sien jy mense daar? Miskien moet die vraag wees, sien ek myself daar? Sien ons onsself daar? Waar is God in ons lewe? Ons draai weg, en dan sê Paulus wat ons doen is, ons keer terug na God toe. Draai weg, die Engelse woord sê, to repent, om te bekeer. Re beteken om te draai, pent beteken na die hoogste. Om weg te draai van dit waarin ons so vashou en om terug te draai na God toe. Om weg te draai van ons trots af, om terug te draai na die een wat vir ons lewe gee. Om weg te draai van ons eie krag af en om te leef uit die krag wat God vir ons gee. Dit is wat hy vir ons sê. Hy sê vir ons, julle moet terugdraai na God toe. Ons sien oral hierdie stiekertjies op ouens se karre. Ons sê Suid-Afrika draai terug na God toe. Vergeet Suid-Afrika. Kyk na jouself. Dien ek God met alles wat in my lewe is? Ken ek Jesus Christus vir wie hy is? Draai ek weg van my eie prestasie, my eie behoefte, my eie goed wees en draai terug na God toe? Die eerste ding wat ons doen is ons draai. Die tweede ding wat ons doen is ons dien. Dat hulle nou die ware en die lewende God dien. Afgode beloof vir ons vryheid, maar dit hou ons gebonde. Afgode beloof vir ons beskerming, maar dit bring vernietiging in jou lewe. Afgode beloof geluk, maar dit los mense net leeg. Om weg te draai van dit wat jy so belangrik
en om terug te draai na Christus toe en terug te draai na God toe. Die Griekse woord daarso is douleo. Dit beteken God te dien met absolute loyaliteit en dat hy die belangrikste persoon in jou lewe is. Dat sy wil is bo jou wil. Sy wil is bo my begeerte. Mense, ons Christendom is nie die uur wat ons hier spandeer nie. Christendom is nie een dag in 'n week op 'n Sondag wat ons hiernatoe kom nie. Christendom vereis daarvan dat jy jou hele lewe aan Christus moet wy. En daar is soveel mense wat nog steeds staan met die een voet in die kerk en die ander voet in die wêreld. Dis tyd dat ons 'n keuse maak. En hoor my vandag, ek is nou geen siener van Rensburg nie. Maar ek kan sien as daar probleme kom. En die probleem is dat Christene gesif gaan word. Jou keuse om 'n kind van Christus te wees, gaan nie meer so maklik wees nie. Die wêreld is besig om te draai. En die skeiding tussen goed en sleg word al hoe duideliker. En ons as Christene, vandag is die dag wat jy moet besluit, waar staan jy? Staan jy in die koninkryk en in die teenwoordigheid van Christus, of wil jy nog steeds 'n stukkie van die wêreld hê? Waar staan ons? Dien ons hom met alles wat in ons is? Dat ons hom sal dien wat ons kan red, dat ons hom sal dien wat ons liefhet, dat ons hom sal dien wat ons lewe vir ons, wat sy lewe vir ons gegee het, sodat ons kinders van God kan wees. Christendom is nie daar om jou net beter te laat voel oor jouself nie. Christendom is daar om jou 'n beter mens of 'n nuwe mens te maak, sodat ons kan wees wie God wil hê ons moet wees. Dat ons nie geheime agente is wat daar buite is nie, maar dat mense sien dat ons kinders van God is. En dan sê hy vir ons, die laaste ding wat ons doen is ons wag. Dan sê hy daarso in vers 10, hy sê dat julle sy seun wat hy uit die dood opgewek het uit die hemel verwag, Jesus deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. So ek gee nou vir julle Griekse les vanoggend, daar's nog 'n woord, anamenein. Anna beteken met intensiteit, dat ons wag dat Christus kom. Menein is 'n baie bekende woord wat jy in Johannes 15 lees, waar Jesus vir sy disippels sê, julle moet in my bly, to abide in Christ. Dat ons in Christus sal wees, want as ons nie in Christus is nie, sal ons nie die vrug dra wat Christus wil hê ons moet dra nie. Maar dat ons met intensiteit sal wag en dat ons in Christus sal bly. Toe lees ek hierdie gedeelte wat iemand skryf, te sê, the waiting is Christ-centered, resurrection grounded, heavenly directed, and salvation oriented. It therefore shapes identity, worship, and assurance simultaneously. Dit beteken dat jou identiteit word gevind in wie Christus is. Dat ons aanbidding, ons kom nie net hierna toe en sing 'n paar liedjies nie, ons aanbid Christus vir wie hy is. Dat daar in ons lewe 'n afwagting is. Dat ons aktief wag. Mense dink dat as jy nou met wag vir Christus, dan, jy weet, jy's nou soos daai ouens wat daar in die Karoo somewhere bly, 40,000 blikkies kos bymekaar gemaak het. Onthou jy die dae toe hulle toiletpapier gekoop het, net kloppers kon nie voorbly nie. En dit is net, jy maak al hierdie goed bymekaar en ons sluit onsself toe en ons wag. Wel, jy gaan vol spinnerakke raak as jy daai houding het. Ons wag aktief, met ander woorde, ons is besig om aktief in mense se lewens deel te wees, om hulle te vertel van dit wat Christus in ons lewe gedoen het. Om te wag beteken nie, jy doen niks nie. Om te wag beteken dat ons lei mense, ons help mense, ons
leer mense, ons onderrig mense, ons leer ons kinders, ons vertel hulle van Christus. Daar's 'n dringendheid by ons om die mense saam wie ons werk te vertel van Christus, dat hulle tot bekering kan kom. Dat hulle kan besef, die tyd is min. En daar's baie mense wat sê, ja, daar moet 'n dringendheid wees, en ander mense wat sê, maar nee, wat? Ouma het ook gesê Jesus kom. En hier is ons nog steeds. So daar's nog tyd. Mense, ons weet nie wanneer ons nommer op is nie. Of jy nou 10 is en of jy nou amper 100 is. Ons weet nie. En dit is hoekom die Bybel ons aanspoor om te sê, maar ons moet gereed wees. Ons moet reg wees. Ons moet weet dat Christus enige oomblik kan terugkom. So hier is 'n paar vrae wat ons vir onsself kan vra as Christene. In die manier hoe ons wag, in die manier hoe ons lewe, in die manier hoe ons teenoor ander mense optree. Die eerste ene is, het ek al die mense vergewe wat my seer gemaak het? Dit is 'n baie moeilike vraag. Want daar is genuine mense wat met baie pyn in hulle lewe sit. En dit is 'n realiteit. Maar die woord van die Here sê vir ons, as ons nie bereid is om ander mense te vergewe nie, dan sal God ons ook nie vergewe nie. So die eerste vraag is, het ek regtig waar al die mense vergewe wat my seer gemaak het? En ek sal nog hieroor praat ook, want wat ons moet verstaan is, vergifnis gaan nie oor die ander persoon nie, dit gaan oor jou. Dit gaan oor jou om jou los te maak van goed af, wat jou keer om by God uit te kom. Die tweede vraag is, deel ek my geloof met hulle wat Jesus nodig het? Die ouens saam wie ek golf speel, die ouens saam wie ek werk. Deel ek my geloof, deel ek die goedheid van Christus met mense rondom my? Ek het meer gefokus op hierdie wêreld as op die ewigheid. Want ons dink dat mense dink dat hierdie wêreld is die enigste wêreld. Daar's 'n baie bekende pastoor daar in Amerika, hy het 'n boek geskryf, Living Your Best Life Now. En as jy sy boek gaan lees, en jy doen alles wat hy vir jou sê, dan is hierdie lewe jou beste lewe. Maar daar's 'n lewe hierna. So is ons meer gefokus op hier, of is ons gefokus op dit wat op pad is? Vertrou ek dat ek net gered kan word deur die genade van God? Daar's 'n teksgedeelte. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof, en hierdie redding kom nie uit julleself uit nie. Selfs die geloof wat ons het om gered te word is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Daar's niks wat jy kan doen om die genade van God te verdien nie. Daar's niks wat jy kan doen om die liefde van God wat hy vir jou het minder te maak nie. Daar's niks wat ek en jy kan doen om God se arm te draai en te sê, asseblief red my nie. Al wat ons kan doen is om te glo. Ek los daai daar. Dat ons sal glo dat ons gered word deur dit wat Jesus Christus doen. Ons draai, ons dien en ons wag. Ons streef daarna om heilig te lewe. Ons leef met afwagting dat Jesus Christus kom. Ons deel ons geloof met ander mense. Ons bid vir mekaar, ons ondersteun mekaar. Ons aanvaar dat dit wat ek het as kind van God, dit wat ek het, kom nie uit myself uit nie, maar dit kom uit Christus uit. Ons leef inderdaad in die laaste tyd. Maar hoe leef ons? Kan mense sien dat ons kinders van God is? Kan mense sien dat ons met alles in ons wese glo dat daar net een manier is om by God uit te kom, en dit is deur Jesus Christus, want hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe.
Staan ons op wat ons glo? Is ons oortuig dat Jesus Christus die Seun van God is? En leef ons daarvolgens? Ons draai weg van die dinge van die wêreld af. Ons dien God met alles wat in ons is. En ons wag en ons lei mense om by Christus uit te kom. Daar is nie tyd verspeel nie. Mense, jong mense, luister. As jou ouma vir jou preek, dan is daar 'n rede daarvoor. Besef dat vandag is die dag wat jy die keuse moet maak om vir Christus te leef of nie. Daar's geen waarborg dat ons môre nog steeds hier gaan wees nie. Al wat ons het is vandag. En dan is daai Engelse ding wat sê, because that's why they call it the present. Nee? It's a geskenk. It's a gift. Dit is 'n voorreg om in God se teenwoordigheid te wees. Maar kom ons draai weg van goed wat ons ver weghou van Christus af. Kom ons dien die lewende en die ware God. En kom ons wag deur mense te vertel van wat Christus in ons lewens doen. Here, ons dankie dat ons kan weet dat wanneer ons na U toe kom, dat U ons nuut maak, dat U ons vergewe, dat U heel maak wat gebroken is, dat U ons red. En deur U Heilige Gees dat U ons help, Here, om weg te draai van die dinge van die wêreld af, om U te dien as die lewende en die ware God, en dat terwyl ons wag, dat ons mense sal vertel van hoe goed U in elkeen van ons se lewens is. Ek bid vir hierdie gemeente, Here, dat U met hulle sal wees en almal wat hierdie boodskap luister, dat ons ook sal besef hoe groot U liefde vir elkeen van ons is. En dat U ons roep om 'n keuse te maak en dat ons vandag daai keuse sal maak. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Ek gaan julle wegstuur met die seën van die Here en dan gaan hulle vir ons 'n liedjie speel as ons uitstap, dink ek. Is dit die waarheid? Dis die waarheid. Okay. Julle nie mislei nie. Mag die God wat ons Vader is, mag die God wat ons liefhet, dat ons sy liefde sal ervaar, dat ons die genade van Jesus Christus wat sy lewe vir ons gegee het, dat dit deel kan wees van ons lewens. En mag jy ook vandag weet dat die Gees van God met jou is, dat hy jou versterk, dat hy jou bystaan en dat die Here jou liefhet. Amen.